Ons lees die oordenking vir die 12de Desember uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif by vandag se gedeelte is woestynwysheid. Ons teksvers kom uit Hosea 2 vers 13 en 14. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Ek sal die akkorlaagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. In die 4de eeu na Christus het 'n aantal Christene na die woestyn uitgewyk, om weg te kom van die samelewing se oppervlakkige waardes. Hierdie mense, wat as die woestynvaders bekend geword het, het groot wyshede nagelaat. In die stilte van die woestyn het hulle op gebed en vas toegespits, in hulle soeke na eenvoud, opregtheid en nederigheid, in teenstelling met die sug na rykdom, mag en status wat die samelewing daarbuiten nagejaag het. Die geestelike Thomas Merton skryf in sy boek The Wisdom of the Desert dat die woestynvaders se hinkering om in die egtheid en eenvoud te leef beteken het dat hulle 'n innerlike reis aangepak het. Veel belangriker as enige ruimtereis wat ons vandag kan onderneem. Hy skryf dat ons wêreld vandag die eenvoud van die woestynvaders meer as ooit tevore nodig het. Dit is nie toevallig dat God sy volk in Hosea 2 terugroep na die stilte van die woestyn nie. In afsondering kon hulle God se stem weer duidelik hoor. Soos destyds moet ons vandag woestyntye van stilte en inkeer na God skep. In hierdie dae voor Kersfees word God se stem dikwels uitgedoof deur oorverdowende musiek, winkellawaai, vakansiegedruis en ons eie gejaag na dinge wat die ware gees van die Christusfees verswelg. God nooi ons uit om, te midde van al die onrus, volkome stil te word by hom. Here, help my om in hierdie dae in u stilte tot rus te kom. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.